vandag sê, mense redeneer soms swak. Ons hoor dikwels argumente wat nie sin maak nie. Valshede in redenasie staan bekend as drogredes. Baie van hierdie drogredes is algemeen bekend. Kom ons kyk na 'n paar van hulle. Die ad hominem argument is algemeen in debatvoering. Dit behels om die man eerder as die bal te speel. Die argument word tot op 'n persoonlike vlak gedryf en wyk sodoende af van die onderwerp wat ter sprake is. Sê nou maar Dani stel voor dat die land se ekonomiese probleme opgelos kan word deur meer appeliefies te kweek en Kruis noem hom 'n rasis met bakore. Miskien is appeliefies presies wat die ekonomie nodig het om te floreer. Ongelukkig dryf Kruis die argument tot 'n persoonlike vlak en word die meriete van Dani se voorstel nooit ernstig oorweeg nie. Of Dani moontlik wel 'n rasis is of bakore het niks met die onderwerp te doen nie. Waarop Kruis eintlik afstuur is om Dani persoonlik as verdag voor te hou op grond van onverwante eienskappe. Indien Dani sou reageer op die aantuigings, is die debat oor die appeliefies ontspoor. Met 'n non sequitur kry ons te doen met die vals voorstelling dat stellings wat saamgestel word mekaar ondersteun terwyl dit in werklikheid nie die geval is nie. Gestel Jannie se ma sê, Jannie, jy moet jou kos opeet, in Somalië gaan die kindertjies van die honger dood. Uiteraard behoort mens simpatie te hê met die kindertjies wat honger ly. Dat kindertjies in Somalië van die honger mag omkom, is egter geen rede waarom Jannie homself moet ooreet nie. Dit gaan nie die kindertjies in Somalië help nie. 'n Gesegde met 'n triviale sowel as 'n metaforiese betekenis kan soms 'n non sequitur verberg. Die suggestie word dan gelaat dat, omdat dit triviaal waar is, dit metafories ook waar moet wees. Oorweeg die volgende 2 voorbeelde. Waar daar 'n rookie is daar 'n vuurtjie. 'n Man met 'n baard steek iets weg. Uiteraard is vuur of minstens smeuling nodig om rook voor te bring. Die metaforiese implikasies dat 'n gerugte noodwendig op waarheid gebaseer is, kan nie van hierdie triviale feit afgelei word nie. 'n Man met 'n baard verberg weliswaar sy ken en moontlik gedeeltes van sy kaak of wange. Dit is egter geen rede om af te lei dat mans met baarde geneig is om te konkel nie. Met 'n kringargument vorm die slotsom wat bewys moet word deel van die argument. As voorbeeld, om dagga te rook is onwettig en om iets te doen wat onwettig is verkeerd. Omdat dit dus verkeerd is om dagga te rook, behoort dit onwettig te wees. Waar dagga gewettig is, kan hierdie argument natuurlik omgeswaai word om te argumenteer dat dit wettig behoort te wees. Die dwaling in hierdie voorbeeld is ooglopend. Dit is egter nie altyd die geval nie en soms moeilik om 'n kringargument te eien. Met 'n vals dichotomie word slegs 2 opsies verkeerdelik as die enigste moontlikhede voorgehou. Dikwels is daar egter 'n verskeidenheid moontlikhede. Hierdie drogrede word soms die vals dilemma genoem. 'n Buitensporige voorbeeld sou wees om te vra, is die kar groen of het hy 7 wiele? Die implikasie is dat die kar noodwendig aan een en slegs een van hierdie eienskappe moet voldoen. Soms is 'n dichotomie nie vals omdat daar totaal ander moontlikhede bestaan nie, maar omdat daar 'n kompleks bestaan wat uit elemente van die pole saamgestel is. Dit sou 'n drogrede wees om voor te hou dat 'n sebra of wit of swart moet wees. Hier probeer die debatteerder 'n punt wen deur 'n stelling oor en oor te herhaal sonder om dit ooit te staaf. Hoeveel keer 'n stelling herhaal word, het uiteraard niks te doen met die geldigheid van die stelling nie. Dit is soms verstommend hoe dikvellig debatteerders, veral politici, eenvoudige valsstelling oor en oor herhaal en logies beredeneerde kritiek op die stelling se muur ignoreer. Daarbenewens kan die gemeenskaplike herhaling van 'n slagspreuk of lied om mense op te sweep van 'n ad nauseam aard wees. 'n Strooipop is 'n wanvoorstelling van 'n teenparty se posisie met die doel om dit as absurd voor te hou. Hierdie wanvoorstelling word dan aangeval in plaas van die ware posisie. As voorbeeld,
Evolusioniste wil mos hê ons glo dat mense van ape afstam, maar ek het nog nooit gesien dat 'n aap aan 'n mens geboorte skenk nie. Wat paleontoloë in werklikheid beweer, is dat mense en ape miljoene jare gelede gemeenskaplike stamouers gehad het en dat die afstammeling van hierdie gemeenskaplike stamouers baie geleidelik, afsonderlik en verskillend ontwikkel het. Die oogmerk van die strooipop is om die opponent se posisie belaglik voor te stel. Die benaming suggereer dat 'n vals opponent wat van strooi gemaak is aangeval word in plaas van die ware een. Sodoende kan die debat dan van koers gestuur word. Wees op die uitkyk vir die woorde mos of wil jy nou hê, gepaard met 'n verdraaiing. Soms word die strooipop in 'n vraag ingespan. Parodie is soms 'n strooipop, maar nie noodwendig nie. Met parodie word die gek geskeur met 'n siening deur dit op 'n oordrewe manier te stel. Dit mag 'n drogrede wees indien dit 'n wanvoorstelling is, maar soms word dit juis ingespan om swak logika aan die kaak te stel. Daar is nog verskeie ander drogredes wat ons nie binne die bestek van hierdie praatjie almal kan dek nie. Meer inligting hieroor word vervat in my e-boekie Korrels en Kaf, wat jy aan die einde van hierdie praatjie of op my bio kan bestel. En intussen, vir daardie ekstra tikkie insig, onthou altyd, in vino veritas.